Maak ons oor toe. Genadige God, Hemelse Vader, Here, baie dankie Vader dat ons vandag elkeen van ons hier kan wees, Here, hierdie gebedsversoeke gehoor, Here. Vader, elkeen, en soos Linda ook nou gesê het, Here, elke huis het maar sy kruis, Here. Maar Vader, ons weet, Here, dat U daar is, Here, wanneer ons U aanroep, Here, kom U uit die groot liefde uit, Here. En U kom bystaan by elkeen van ons, Here. U help ons deur baie moeilike tye, Here. U help ons deur ons vrolike tye. Vader, en ons wil vir U sê baie dankie. Vandag ook, Here, bid ons dat U ook vandag hierdie woord sal vat, Here. Here, dat U met dit werk sal maak, Vader. En Here, dankie dat U vir ons kan gebruik, Here. Here, ons maak ons oë toe vandag, Here, en te vra, Here, dat U hierdie diens sal kom beskerm en Here, dat U wil alleen sal geskied. Amen. Môre julle. O ja, ek het dit al gesê. Alright. En die mense dink het nou deur mekaar geword. Okay, ons gaan vandag 'n bietjie gesels. Wat nou? Okay, elke keer as 'n mens so in 'n gesprek staan met 'n klompie mense en so aan, dan hoor jy dat mense sê, wat gaan van hierdie wêreld word? Dis een van die mees seker uitgedrukte temas wat ons gebruik, wanneer ons so veral Christene onder mekaar staan en gesels. En dis waar, want ek meen, daar is soveel onsekerheid, en daar is soveel verkeerd in hierdie ou wêreld van ons. En as ons onthou wat pastoor Jaco die laaste 2 Sondae oor gepreek het, gaan dit oor Christene wat nie hulle autoriteit vat in die Here nie. En dan natuurlik ook die ander ene is, ken ons die autoriteit wat ons het in die Here Jesus Christus? Verstaan ons dit? En hy het nou vir ons baie mooi verduidelik in die laaste 2 weke oor die autoriteit wat ons as kinders van die Here het in die naam van Jesus Christus. Dit wat die Here vir ons gegee het, wat hy eerstens vir sy disippels gegee het en dan nou oorgedra is geslag na geslag, waar dit op die einde van die dag by ons ook is. Maar saam met autoriteit kom daar natuurlik voorwaardes, né? Nie alles is net verniet nie. Die voorwaardes van sekere dinge wat gedoen moet word, sekere dinge wat in lyn moet wees van die Here, wanneer ons aanspraak maak op die autoriteit wat die Here vir ons gee. En dan is daar natuurlik die dinge wat nagelaat moet word, dinge wat moet afgesterf word, ook so dat jy nou op die einde van die dag aanspraak kan maak op die autoriteit van die Here. Maar so is een van die voorwaardes is om ons kinders groot te maak. Dis nie net die ouers se voorwaarde nie, of se werk om jou kinders groot te maak nie. Dis baie van julle wat vandag hier sit, oupas en oumas, dis ons verantwoordelikheid ook om seker te maak dat ons kinders op die regte pad is. Nou ons kyk bietjie vandag na ons jeug, of kom ons sê beter eerder na die volgende geslag. Eintlik hier van kleuterskool af word die kinders geleer en gesê, hulle is die beste, hulle is volmaak. Ekskuus julle, ek moet net hierdie ding, hier is iets fout hier. Hulle word geleer en gesê, hulle is goed genoeg, hulle is volmaak soos hulle gebore is, hulle is volmaakte mense. As hulle aan sport deelneem van kleins af, ek onthou, ewen toe my seun op kleuterskool was, dan as hulle deelgeneem het, dan word elke kind 'n prys gegee, want almal is wenners. In akademie is dit oukei, ons sê vir ons kinders, dis oukei, as jy nie die beste in die klas is nie, dis oukei, as jy net deurgekom het, want jy is mos so gemaak. En dan, as jy nou laaste gekom het, geen probleem. Nou ek onthou, op laerskool was daar, ek het bygestaan toe die ouma met die seun gepraat het, en ons was besig met atletiek, en sy ouma het vir hom reguit gesê, weet jy wat Willie, jy sal in jou lewe, nêrens kom met 100 en 200 meter. Weet jy hoekom? Sy het nog die voorbeeld gebruik van jou brug van jou voet, is te hoog, jy sal nooit 'n atleet wees nie. Hoekom probeer jy nie eerder landloop en lang afstande nie? En weet jy wat, Willie het nie hom gewip vir sy ouma nie. Hy het haar raad gevat. En die mannetjie het presteer in dit wat hy gedoen het. En dit was definitief nou nie 100 en 200 meter nie, want hy was nogal nie redelik goed met dit gewees nie. Maar hy het gehoor wat sy ouma gesê het.
En hy het gevat wat sy ouma vir hom gesê het. En hy het hom nie gewip daaroor nie. En hy het presies gedoen wat sy ouma vir hom gesê het, want hy het geweet, sy weet beter. Nou, soos ek sê, ons leer ons kinders, jy is goed genoeg. Maar so, dan moet ons nie maar eerder net vir die kind sê, soos ouma vir Willie gesê het daai dag, jy weet, die Here het nie almal vinnig gemaak nie. Daar gaan kinders wees wat vinnig is, maar daar gaan kinders wees wat ander talente het, en elke persoon het 'n ander talent. En weet jy, kinders is geneig om te glo, weet, hulle kan alles doen, veral kleintjies, nee, hulle wil alles doen. En dan los ons hulle partykeer, en dan maak hulle nou eintlik piesangs van hulle self, waar hulle eintlik kan uitgeblink het in ander gebiede. En die Here gee vir ons as ouers, en vir ons as oupas en oumas, die vermoë om die goed te kan sien, die vermoë om met die kind te kan praat, en die vermoë om die kind te kan wys, waar die Here vir hom 'n talent gegee het. As ou kyk na, soos ek sê, ek wil weer sê, ons is baie geneig om van kleins af vir die kinders te sê, jy is volmaak, jy is goed genoeg, en daar stop het. Moet ons nie eerder sê, soos ons ouers vir ons gesê het, jy is volmaak, jy is wonderlik gemaak, maar jy het so baie potensiaal. Jy het nog nie jou potensiaal bereik nie. As ons daai gedeelte by ons sin sit, dink ek gaan ons 'n groot impak op ons kinders se lewens hê. Jy weet dat die beste ambagsmanne, ek weet nie meer vandag nie, ek glo nie, maar in die verlede, die beste ambagsmanne wat hierdie wêreld gebou het, skepe wat op daai see vaar, groot skepe, wat tonne en tonne se vrag dra, geboue wat jy nie eers die bopunt van kan sien nie, brûe wat gebou is deur ambagsmanne gebou wat uit spesiale skole uitkom. Nie noodwendig geleerde mense nie. Maar wat is die verskil gewees? Dalk het eendag 'n juffrou daar gesit en sy het gesien, maar die kind in aardrykskunde gaan nie regkom nie. Maar as jy vir hom 'n plankie gee, dan kan hy wonders doen met daai plankie. En hulle het dit gevat en met die ouers bespreek, ek onthou. En dan het hulle vir daai kind gesê, weet jy wat, ons stuur jou eerder na die skool toe. En daai mense het uitgeblink. Weet jy wat, ek het saam met sulke mense gewerk in die ambag. En ek sê vir jou, ek het wonderlike ambagsmanne gesien. Goeie ambagsmanne. Yes, hy het nie aardrykskunde agter sy naam nie, maar dit wat hy kon doen, die talent wat die Here vir hom gegee het, het hy awesome gedoen. Ander dag hoor ek, Linda sit en praat met iemand, sy sê, jy weet mos, 'n kind moet nou 'n afspraak hê by die dokter, en nou as die ma nou praat en sy sê, kan sy 'n afspraak kry, dan sê hulle, ja, die en die tyd, daar is 'n opening. Die ma sê, nee, kan ons dit op 'n ander tyd doen, en nou ongelukkig by Linda, hulle werk het so, jy gaan nie môre kan kom nie, jy gaan nou eers 'n week of 2 weke later kom, as jy nou die spesifieke tyd wil hê. En hulle sê toe vir haar, en verduidelik toe vir haar, nee, julle gaan net die tyd kan hê, of ons gaan dit met 2 weke of wat aanskuif. Nee, sê die ma, dit kan ongelukkig nie wees nie. Sy sê, maar weet jy wat, laat ek eers huis toe gaan, dat ek met die kind gaan praat, want dit is net 'n bietjie te vroeg. Ons sal nie so vroeg kan kom nie, laat ek net gou by hom hoor of dit oukei gaan wees. En jy weet, dit was 9:00 die oggend, mense, waar die afspraak was. As ons kinders vloek, so klein, is dit cute, dis mooi. Nee. Maar hoe stop jy iets wat eers oulik was? Hoe stop jy dit wanneer dit begin lelik raak? Wel, dit is lelik van die begin af, maar wanneer dit nou regtig begin lelik raak, hoe stop jy dit? Jy het gister nog gelag vir dit. Laas jaar was dit nog vir jou oulik. Kinders in winkelsentrums. Joh, mense, my mond hang oop as ek dit sien. Weet jy dat daai ouers, wanneer daai kind so te kere gaan, nee, so skaam kry, dat hulle daai kind gaan paai met whatever hy wil hê, dit word vir hom gekoop. Die tyd wat ek onthou, was dit nie so nie. Daai ma sleep daai kind op daai vloer en checkers rond hier aan sy kraag, en laat jy net waag om te kyk, dan sê jou ma vir jou, wil jy ook hê? Hou op om te kyk. Maar vandag het dit anders geword. Waar lê ons probleme? TV, social media. Weet, ons kleindogter is so, as sy daar by ons kom kuier en hy sit die TV aan, want is ons maklik, partykeer raak het daai en 'n keer raak bietjie baie. Dan is dit maklik om net die TV aan te sit. Laat ons net almal bietjie bedaar. Nou, ek moet sê, eerlikwaar, sy is baie mooi geleer, en sy sê, oupa, ek mag nie die kykie. Oupa, ek mag nie daai kykie.
Dan kyk ek en sien ek, maar is onskuldig. Dan sê sy vir my, hoekom mag sy dit nie kyk nie? En as jy nou oplet, hoe hulle die goed wegsteek. Maar is vir ons maklik as oupas en oumas om die selfoon te gee en daai kinders besig te hou met die selfoon. Wat ons nou doen is ons sit alles af en dan gaan ons buitekant toe soos ons maar ons kinders groot gemaak het. Dat hulle maar 'n bietjie speel buitekant, dat hulle bietjie in die son kom. Maar ons laat ons kinders toe om na goed te kyk wat hulle nie veronderstel is om te kyk nie. En vandag is dit regtig baie erg en is so goed weggesteek. Ander kere is ons net bang om iets te sê. Want die kind gaan opspring en hy gaan by jou verby hardloop. Hy slaat daai deur van sy kamer so hard toe dat die pleister in die buurman se huis afval. Na vir 2 dae steek hulle nie hulle koppe by daai kamer uit nie. Wat gaan aan in ons lewe? Hoekom is dit so? Hoekom gebeur die goed? Ons sal eerder maar net stil bly want ons is bang die kind gaan homself opruk en kamer toe hardloop. Daarom sal ons net 'n bietjie stil bly. Kyk ons vandag na ons kinders se vriende. Kyk ons hulle mooi deur. Hoor ons in ons hart as die Here vir jou sê, pas op. En doen ons iets daaromtrent. Of sê ons net vir gerieflik ons alwe, weet jy wat, hierdie ding sal homself uitsorteer. En ons los die kind, want hierdie ding gaan homself uitsorteer. Ek lees so 'n stukkie in 'n maatskappy in Amerika, groot, baie bekende maatskappy, het gesê, weet jy wat, hulle stel ouer mense aan nou, glad nie jong gegradueerde mense nie, glad nie, absoluut glad nie. Alhoewel die ouer mense dalk nie die geleerdheid het wat hulle het nie, stel hulle eerder die mense aan. Redes, hoekom doen hulle? Hierdie mense is nie selfstandig nie. Jong kinders vandag is nie meer selfstandig nie. Ek praat nie van almal nie, hier is van julle kinders regtig mense wat goed, en daar is goeie kinders. Maar ek praat van die meerderheid. Hulle is nie selfstandig nie, hulle kan nie gelos word om self te werk nie. Hulle het nooit geleer om meer te doen as net genoeg nie. Want hulle is geleer, genoeg is ook oké. Hulle kan nie probleme oplos nie. Hulle sit en wag tot een van hulle bestuurders of iemand na hulle toe kom en sê hulle het hierdie probleem gehad. Dis wat die mense skryf. En dan sit en wag hulle, dan moet die bestuurder die probleem uitsorteer en dan sal hulle aanhou om te werk. As hulle aangespreek word, hierdie is die beste, dan huil hulle en hulle gooi goed neer. Dis mense wat werk. Kinders wat skool klaar gemaak het en college klaar gemaak het. Gister in ons eie dorp, in een van die groot handelswinkels hierso, gaan ek om gou parte te gaan koop en die mense wag vir my, so obviously is ek haastig. En toe ek instap, toe hoor ek iemand skree daar van agteraf, die netwerk is aan, en ek dog, yes, daar sê, ons gaan nie nou papiere skryf nie, het gaan sommer vinnig gaan. Ek kom by die til aan om te betaal, jong meisiekie. Saans het 'n môre oom sê vir my, en ek sit die kaart in, alles gaan goed, en daar wil die masjien die transaksie doen nie. En sy try dit 'n tweede keer, weer gaan die transaksie nie deur nie. Wat doen sy? Sy staan die kant en die tannie is die kant van die winkel, en sy sê, tannie, die masjien werk nie. Die tannie skree vir, het jy gerestart? Sy sê nee, sy het vergeet. En sy restart die masjien. Sy skree, tannie, die masjien wil nog steeds nie werk nie. Tannie is aan die ander kant van die winkel. Sy sê, nou ok, het jy die wireless probeer? Nee, tannie, ek doen gou. Sy sit die wireless aan. Daar gaan die transaksie deur. Die kinders van vandag het nie geleer om probleme op te los nie. Kinders van vandag is te gemaklik, want ander mense, groter mense, doen hulle werk en hulle dink vir hulle. Nou wonder ons baie kere, hoekom gaan dit in ons jong mense se lewens so? Hoekom is daar drank en dwelmmisbruik? Sukkel hierdie mense, hierdie jong mense nie om te cope nie? Is dit nie 'n uitweg nie? Ja, baie keer is dit net stoutigheid, maar is dit nie maar ook net 'n uitweg nie? Sukkel hulle nie om te cope wanneer hulle in die wêreld uitgaan nie? Egskeidings, jong mense, mense regtig jong mense, wat skei vir niks, vir absoluut geen rede wat ons sal sê is 'n rede genoeg om te skei nie. Hulle weet nie hoe om probleme te oorkom nie. Hulle weet nie hoe om te gaan sit en hierdie ding te gaan uitfigure nie. Ons kinders besef nie hierdie goed nie. Hulle weet dit nie.
Waar kom die probleem vandaan? Dan wonder ons hoekom ons kinders, hulle was goed op skool, maar in die koöperatiewe wêreld kan hulle nie uitblink nie. Dan wonder ons hoekom. Hoekom kan ons kinders nie vorentoe gaan nie? Het hulle nie geleer om verantwoordelik te wees vir hulle eie foute nie? Wanneer jou foute uitgewys word, het ons nou gehoor, dan huil hulle by die werk en hulle gooi goed rond. Is dit nie maar hoe meeste van ons geleer het uit ons foute en die pak slaag wat ons gekry het nie, oor ons foute gemaak het nie? Is dit oukei om net te sê, julle is goed genoeg, net soos jy is? Moet ons nie ons kinders leer dat daar meer as net goed genoeg is nie, dat dit elke dag 'n uitdaging is nie? Wat is die voorbeeld wat die kinders, en ek dink pastoor Jaco het dit ook genoem, by ons as ouers en oupas en oumas sien? Wat is die voorbeeld wat ons vir hulle gee? Ek dink amper, een van die voorbeelde wat hy gegee het is, ons kinders trek saam in, maar hulle is nie getroud nie. Hulle trek in ons huise in, en hulle is nie getroud nie. Maar ons laat dit toe. Hoeveel laat ons toe in ons kinders lewe? Ons daar so baie selfmoord onder ons jong mense vandag. Sukkel hulle nie om te cope nie. Die probleem is dieselfde wat in die verlede was. Toe ek op skool was daar kinders geboelie gewees. Jy het natuurlik die raad gekry van jou ma wat gewoonlik beter was, nie die jou pa se raad gevat nie. Dit was dalk bietjie meer aggressief. Maar die probleme is dieselfde. Hierdie trans movement, ek kan nou kyk gisterand weer so op YouTube na die goed. Mense, dis het deur mekaar gemors. Dis asof jy 'n blik Smarties vat en 'n blik jelly tots vat en die klomp goed op 'n gras neergooi en dit is 'n malligheid, want dit is net kleur en alles. Elke een wat gevra is, hoekom? Ek voel goed. Ek word nie gejudge hierso nie. Ek kan aantrek en doen wat ek wil hier. Waar is daai kinders se ouers? Daai mense se ouers? Om vir hulle te gesê, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor die Here. Waar die pap op die grond geval? Waar het hierdie ding begin, dat dit so ver erg geword het nou? By ons ouerhuise, by ons kerke. Dis waar die probleem begin het, want ons doen nie wat die Here vir ons gevra het nie. Kinders word nie meer dissipline en respek geleer nie. Het julle al gesien hoe kinders met mense praat? Ou mense, man. Ongeskik. Ons moet ons kinders leer, hulle is volmaak. Maar ons moet hulle leer die weë van die Here, en ons moet hulle leer, jy het nooit genoeg bereik nie. Jy kan meer in elke situasie bereik. As 'n kind in die huis van die Here groot geword het en die liefde van die Here het en hy sien dit by sy ouers, kan daai kind enige weerstand bied. Dis moeilik, want druk by die skole is anderste, druk by die werk is anderste. Maar ek sê vandag, jy kan weerstand bied. Jy kan weerstand, en ek praat uit my eie lewe uit. Jy kan 'n ding so ver vat, en dan begin jou gewete jou te pla, en jy sal dit nie doen nie. Jy sal eerder die gespot by die skool vat, eerder die gespot by jou vriende vat, maar in jou hart weet jy wie die Here is en wat die Here van jou verwag. En ons weet dat die Here jou sal help en jou sal laat bystaan. Luister gou hierso net na Deuteronomium 6. Luister Israel, en jy kan net sê, luister na jouself, né? Die Here ons God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele krag. Ons weet dit, né? En ons moet dit so doen. Dis met alles wat jy het, né? Hierdie gebooie wat ek jou vandag gee, moet jy in jou gedagtes hou. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is, as jy op die pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Dit is 'n instruksie van die Here af.
Jy moet dit as herinneringsteken vastpunt aan jou hande. Wat doen jy as ouer, oupa en ouma? Jy moet 'n merk op jou voorkop, daar moet 'n merk op jou voorkop wees. Wat sien daai kind as hy jou sien, as ouer en oupa en ouma? Skryf dit op jou deurkosyne, wat jy by die huis is en wat jy in die dorp is, selfde ding wees. Hy skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte waar jy beweeg. Dit is 'n instruksie, dit is iets wat die Here vir ons gee as ouers, oupas en oumas. Ons moet hierdie dinge met ons kinders deel, maak nie saak, die oggend, aand, maak nie saak waar ons gaan nie. En dan Hebreërs 13 sê, daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Is dit nie awesome nie, né? Miskien sien ons hierdie ding as 'n hedendaagse probleem, want hierdie tyd is mos net moeiliker. Dit is nie so nie. Dit was nog altyd daar. Miskien net dalk makliker en meer dinge om na te kyk vandag, as wat dit in die verlede was. Maar die probleem is nie nuut nie. Wat is die verskil? Ons ouers, hulle ouers en hulle ouers was anders. Was heeltemal anders. Jy is blootgestel aan reg en verkeerd as kleuter, en dit het nooit opgehou nie, in jou huis, skool, kerk, ooms en tannies. Hoeveel van julle het al pak slag gekry by ooms en tannies? Nie eens jou eie pa nie. Ha? By oupas en oumas, ja, hulle slaan bietjie moeilik, maar hulle kon hard praat, né? As jy verkeerd gedoen het, het jy geweet jy het verkeerd gedoen. Doen ons dit vandag nog? Weet ons kinders tussen reg en verkeerd? Jy was bewus gewees, die oomblik as jy iets verkeerd doen, onthou julle daai ou sigaret, die eerste sigaret, daar agter die boom in die veld, die oomblik toe jy daai gwaai trek, toe weet jy doen verkeerd. Weet ons kinders dit vandag? Weet hulle dat hulle verkeerd? Dit was oukei, want vandag se kinders sê my pa rook. My pa het ook gerook, maar ek het geweet, toe ek daai gwaai trek, toe weet ek, hey, ek is stout nou, ek doen fout. Hè? Jy het goed genoeg geweet, jy doen verkeerd. Dis dalk so 'n bietjie effens ouer, erger nou. Ek dink nie ons kinders hoor te veel van reg en verkeerd nie. Ons ouers submit baie graag onder ons kinders. En dis 'n algemene probleem vandag. Oupas en oumas, dis moeilik. Ek weet, ons en pastoor Jaco deel kleinkinders. En by ons is ek die een wat baie maklik submit. En Linda kan hulle maar lekker vasvat, en by Jaco is dit nou omgeruil. Maar ja, hulle vat kanse as hulle weet, en dit word net meer en meer, en die kanse word al groter. Kinders is baie slim. Die kerk het submit onder die kinders, want ons mag nie meer sekere goed sê van die kansel af nie. Die skole submit onder die kinders, want hulle mag nie meer dieselfde dissipline doen as wat toegepas was 'n klompie jare terug nie. Nou ons kan ver teruggaan. Nou dink julle hierdie selfde probleme was in die Bybeltyd gewees? Dit was. Kom al van daar af. Van die begin van die wêreld is die duiwel besig om families uitmekaar uit te ruk. En ek gaan gou vir julle 'n voorbeeld in die Bybel gee van so 'n probleem. Ons lees in 2 Samuel 13. Daarna het iets lelik gebeur. Dawid se seun Absalom het 'n mooi suster met die naam van Tamar gehad. Amnon, dis die oudste seun. Julle weet Dawid het op baie stadium 6 vrouens gehad en elkeen 'n ander seun. So daar was 'n klomp halfboeties en sissies in die familie. Nou, daar altlaar kan 'n mens dink hier was 'n bietjie van 'n groot gemors gewees, koningskinders. Nou Amnon was smoor verlief op haar gewees. Dit het so 'n obsessie geword dat hy siek van begeerte was. Omdat sy 'n maagd was, het dit onmoontlik gelyk om iets met haar te doen. Amnon het 'n vriend gehad. Vriend, né? Met die naam van Jonadab, 'n uitgeslape man, noem die Bybel hom. Hy was die seun van Dawid se broer. Op 'n dag het Jonadab vir Amnon gesê: "Wat is verkeerd? Hoe is dit dan dat die seun van die koning dag na dag so neerslagtig lyk? Kom vertel vir my."
Amnon sê toe, ek is verlief op Tamar, Absalom se suster. Luister, ek sal jou sê wat jy moet doen, sê Jonab. Gaan lê in die bed en maak of jy siek is. Wanneer jou pa kom kyk hoe dit met jou gaan, vra hom, laat Tamar asseblief vir my iets te ete bring. Sy moet dit voor my oë voorberei, sodat ek dit uit haar hande kan eet. Amnon het gaan lê en voorgegee dat hy siek is. Toe die koning by hom kom om te sien wat is fout, vra Amnon, laat my suster Tamar asseblief kom en voor my oë 2 hartvormige roosterkoeke bak, sodat ek dit uit haar hande kan eet. Dawid het ingestem en vir Tamar na Amnon se huis gestuur om vir hom kos voor te berei. Toe Tamar by Amnon se huis kom, gaan sy in die kamer in waar sy gelê het. Sy het deeg geneem en dit voor hom geknie, hartvormige koekies gemaak en gebak. Maar toe sy die pan voor hom neersit, het hy geweier om te eet. Almal van julle moet hier uitgaan, sê hy. Toe almal weg is, toe vra hy vir Tamar, bring die kos hier na my toe, sodat ek uit jou hand kan eet. Tamar neem toe die hartvormige koekies wat sy voorberei het en bring dit na haar broer, Amnon se bed. Maar toe sy om die kos wou voer, gryp hy haar en eis, kom slaap by my suster. Nee, my broer, smeek sy, moet my nie hierdie oneer aandoen nie. Jy weet mos dat so iets in Israel nie gedoen word nie. Moenie hierdie dwaase ding aanvang nie. Waarheen sal ek met hierdie skande vlug? Jy sal soos 'n dwaas in Israel lyk. Praat gerus met die koning hieroor. Hy sal toelaat dat jy met my trou. Maar Amnon wou nie luister nie, omdat hy sterker was as sy, het hy haar oorrompel en verkrag. Toe verander sy verliefdheid in haat. Sy haat was groter as wat sy verliefdheid vir haar was. Staan op en loop, skree hy vir haar. Nee, sê sy, om my nou weg te jag, doen jy groter oneer aan my, as wat jy reeds gedoen het. Maar Amnon wou nie na haar luister nie. Hy roep toe sy slaaf en beveel hom, smyt hierdie vrou uit en sluit die deur agter haar. Die slaaf het haar toe uitgeneem en die deur gesluit. Sy het 'n lang mantel gedra, wat volgens destydse gebruik vir die koning se dogters was, wat nog maagd was. Tamar het stof op haar kop gegooi, die mantel geskeur, hande op haar kop gesit en hardop gehuil, sover as wat sy gegaan het. Haar broer Absalom het haar gevra, was Amnon by jou? Wees nou eers stil, my suster, aangesien hy jou broer is, moet jy jou nie daaroor ontstel nie. Daarna het Tamar aan as 'n eensame vrou in Absalom se huis gaan woon. Toe koning Dawid daarvan hoor, was hy baie kwaad. Hoewel Absalom nooit met Amnon hieroor gepraat het nie, het Amnon intense haat teenoor Amnon gehad oor dit wat hy aan sy suster gedoen het. Hierdie is 'n begin in Dawid se huishouding, wat eintlik op die einde van die dag op 'n baie lelike ding afgestuur het. Vir 2 jaar het Absalom glad nie met sy ouer broer gepraat nie. In die 2 jaar het hulle mekaar heeltemal vermy. En op 'n dag, 2 jaar later, besluit Absalom, hy wil gaan waar hy sy skape skeer, en hulle gaan hierdie een onthaal, want die skape is nou klaar geskeer, en hy nooi al sy broers uit om saam te gaan. Hy vra ook of Amnon ook kan saamgaan, maar hy gaan sien die koning daaromtrent. Dawid stem toe in en stuur toe vir Amnon saam. Kyk gou wat sê hulle in vers 26. Hy praat met die koning. Hy sê, as u nie kan kom nie, kan my broer Amnon dan asseblief saamgaan, vra Absalom. En luister wat sê Dawid. Hoekom nou juis Amnon, vra die koning. Het Dawid nie geweet daar's fout nie? Het Dawid nie geweet vir 2 jaar dat hierdie 2 seuns glad nie met mekaar praat nie? Ek lees dit, as ek so in die Bybel lees ek dit. Maar Absalom het by die koning daarop aangedruk, tot hy ingestem het, dat al sy seuns, insluitend Amnon, kon gaan. Dawid moes geweet het, hy moes die waarskuwing in sy hart gehoor het. Hy moes geweet het, want dis ook my spesifiek gevra het, hoekom wil jy die broer laat saamgaan? En toe die geselligheid nou lekker in die gang is, toe het hy die bevel gegee, en sy mense het vir Amnon net daar vermoor. Die ander broers spring toe op hulle myle en hulle vlug, en dan van vers 30 af, terwyl hulle nog op pad was,
het die gerig Dawid bereik, Absalom het al die seuns doodgemaak, sodat niemand oorgebly het nie. Die koning het opgestaan van sy troon, sy klere skeer en op die grond neergeval. Sy onderdane by hom het ook hulle klere geskreeu. Maar Jonadab, die kom daai ou weer, nee, seun van Dawid se broer, sê toe, nee my heer, moenie dink al die seuns van die koning is doodgemaak nie. Dit is net Amnon wat dood is. Dit was duidelik dat Absalom dit lankal beplan het, sedert Amnon sy suster Tamar verkragt het. Hierdie is iets wat Dawid nie anders te kon as om te geweet het nie. Maar nog het hy dit toegelaat, nog het hy niks daaromtrent gedoen nie. Absalom het toe na sy oupa toe gevlug, Dawid het nog baie lank oor Amnon getreur. Na 3 jaar laat Dawid Absalom terugkom. Hy laat hom terugkom, hy nooi hom glad die paleis toe nie. Die storie loop verder. Absalom het gaan van agter sy pa se rug begin om vir hom mense te werf. Om goed gunstig by mense te lyk en mense agter hom te kry. En toe skielik op 'n dag, toe hy genoeg mense agter hom het, kroon hulle hom as koning. En wat gebeur met Dawid? Dawid moes voor sy seun vlug, want sy seun is op pad om hom dood te maak. Maar die Here gee vir Dawid guns. By die einde van die dag kan hy weer sy koningskap terugkry. En ek wil julle aanraai asseblief 2 Samuel 13, gaan lees dit. Ons kan nie oor alles nou praat nie, maar daar het so baie dinge gebeur. En lees sommer so van 2 Samuel 13 af tot so 2 Samuel 20. Dis baie interessant, regtig mense, julle moet dit gaan lees. Wat alles gebeur het in Dawid se lewe. Ek meen, hierdie is die wyse man daai tyd, né? Hy was regverdig, hy het bekend gestaan as 'n regverdige mens. Hy het soveel respek gehou. Hy was so gevrees gewees in die wêreld van daai tyd. Maar sy hele familie het uitmekaar uitgeval. Dawid kon sê en doen wat hy wil en mense sou dit gedoen het. Dit wat hy gesê het was wet, maar sy familie het uitmekaar uitgeval. Elke dag het hy reg uitspraak gegee vir mense wat met probleme na hom toe gekom het. En hy moes dit vir hulle doen. En hy het dit reg gedoen. Maar weer eens, sy hele familie het uitmekaar uitgeval. Hy moes geweet het dat dinge tussen Amnon, Tamar en Absalom nie reg is nie. En hulle bly almal in een huis. En hy het net geglo dat dinge net sal regkom. En hy het nooit opgetree teenoor sy eie familie nie. 2 jaar na die tyd het die bom ontplof en daarna het dit net slegter en slegter gegaan. 3 jaar later, toe moes Dawid vlug voor sy eie seun. Hy moes uit sy eie paleis uit. Hy is onder sy kroon uit. Hy is kaalvoet oor die berg. Want sy seun is op pad om hom dood te kom maak. En soos ek sê, die Here het ingetree, gaan lees gerus daai stuk asseblief. Sou dit anders gewees het as hy van die begin af sy plig gedoen het? Sou dit anders gewees het as hy van die begin af gesien het, hier is 'n probleem, dalk nog voor die verkrachting? Kon hy gesien het, maar hier is iets wat verkeerd was, en toe die request gekom het, om laat sy suster in sy kamer kom vir hom koek bak, kon hy daar al gesien het, hier is 'n probleem? Ek dink so. Daar kon dit dalk al gestop gewees het. Onthou, niemand is gevrywaar van die goed nie. Nie eers die grootste koning wat nog ooit geleef het nie. Ons sien dit. Die duiwel het van die begin af gekom om families uitmekaar uit te ruk. En daar sien ons, die man wat wêrelde verower het, 'n man wat gesê het en mense het gedoen, sy familie het reg onder sy neus uitmekaar uitgeruk. Ons dink baie maklik, dinge sal net oukei wees en ons los dit. Maar dit is moeilik vandag om ons kinders aan te spreek. Dit is moeilik om vandag vir die kinders te sê, moenie. Maar dit is my en jou se plig. Die autoriteit wat die Here vir ons gegee het. Dit is nie lekker nie. Ek dink ook nie dit was lekker vir ons ouers nie, want as ons lekker stout was, ek dink dit was nie altyd lekker, alhoewel dit baie keer gelyk het, is lekker as jou pa jou bymekaar maak. Maar ek dink nie dit was altyd vir hulle lekker nie. Maar dit moes gedoen geword het. Ek sê nie ons moet ons kinders links en regs slaan nie.
Daar's maniere om ons kinders groot te maak. Maar om dit net te los, mense, ek raai julle aan om die goed te gaan kyk op YouTube, hierdie saamtrekke wat hierdie mense het. Mense, dis verskriklik, dis chaos, dis deurmekaar, die Here kan nie in sulke chaos wees nie. En die mense glo dit is reg, die mense glo daar's niks fout nie. Waar het hierdie goed skeef geloop? As jou kind nie weet wie die Here is nie, as jou kind nie die verskil tussen reg en verkeerd ken nie, as jou kind nie weet wie hy is en waarna toe hy kan gaan nie, gaan die wêreldse dinge vir hom lekker lyk. Dit proe lekker. Want hy kan wees wat hy wil en niemand judge hom nie. Want dis mos die eerste wat mense sê, Christene judge. Is ongelukkig so, daar is Christene wat judge. Dis nie my en jou plek om te judge nie, maar is my en jou plek om te probeer regmaak en vir hulle die weë van die Here te wys. Dis ons plig as ouers. Dis ons plig as oupas en oumas. Dis ons plig as skole en ons plig as die kerk om ons kinders reg groot te maak en hulle die weë van die Here te maak. En ek wil vir jou vandag sê, as ons kinders reg groot maak, dan gaan hulle net so skuldig voel met daai sigaretjie daar agter die boom. Want dan gaan hulle gewete hulle pla. En hulle sal dit nie doen nie. Of aanhou tot hulle gevang word. En hulle moet 'n pakkie sigarette eet, dan stop hulle net daar. Okay. Mense, kom ons maak ons kinders, oupas en oumas, paas en maas, maak jou kind groot, sodat hy vir die Here sal lief hê, laat hy kan respek hê vir die Here. Maar dit begin by my en jou, en dit begin by die voorbeeld wat ons het. Soos die Here gesê het, wat jou hande doen, laat hulle die Here in jou sien. Op jou voorkop, laat hulle die Here in jou sien. Moenie afwyk nie, dis nie altyd lekker nie. Ek weet, as daai armpie so maak, nê, en daai voetjies klap hier af, is nie lekker om weer te beklei nie. Maar ons moet dit doen. Ons moet hulle leer, want hulle gaan, ek sê vir julle weer, gaan kyk daai goed mense, dis chaos. En daai mense weet nie hulle is verkeerd nie. Amen. Ons maak ons oor toe. Here, vandag wil ons vir U sê dankie. Dankie Vader vir die woord, Here. Dankie vir die voorbeeld wat U vir ons gegee het, Here. Here, dankie dat U gekom het, Here, in hierdie wêreld vir ons gestap het, Here, om ons die regte weë te wys. Vader, kom help elkeen van ons, oupa, ouma, ma en pa, Here. Kom help ons, Here, om die wil wat U vir ons het, Here. Dit wat U van ons verwag, Here, te kom doen. Here, dat ons dit voluit sal doen. Here, kom beskerm ons kinders asseblief, Here. Die wêreld is deurmekaar, die duiwel is op pad, Here, om hulle te steel en hulle te verwoes, Vader. Here, kom help ons om 'n staan te maak in die naam van Jesus Christus, in die autoriteit wat U vir ons gegee het. Here, dat ons kan opspring, Here, en sê in Jesus naam sal hierdie goed nie gebeur nie. En Vader, kom maak ons sterk, Here, dat ons dit kan doen tot eer van U naam. Amen.